Vanaand is ons by Jakobus 1 en ons doen vers 26 tot 27. Ek gaan vir ons egter van 19 aflees. Let op my geliefde broers, elke mens moet flink wees om te luister, stadig om te praat, stadig om kwaad te word. Want die woede van 'n mens bewerk nie geregtigheid voor God nie. Doen daarom in sagmoedigheid afstand van alle morele besoedeling en die kwaad wat gedei en ontvang die woord wat in julle geplant is en daartoe in staat is om julle siele te verlos. Wees doeners van die woord en nie slegs hoorders wat julle self mislei nie. Want wie 'n hoorder van die woord is en nie 'n doener nie, is soos iemand wat sy eie gesig in 'n spieël sien. Hy sien homself gaan weg en vergeet onmiddellik hoe hy gelyk het. Maar wie diep in die volmaakte wet van vryheid inkyk en daaraan hou, sal gelukkig wees in wat hy doen, omdat hy nie 'n vergeetachtige hoorder is nie, maar 'n doener. As iemand dink dat hy godsdienstig is en nie sy tong kan beheer nie, mislei hy homself. So 'n mens se godsdiens is vergeefs. Dit is suiwer en onbesmete godsdiens voor ons God en Vader, om na weeskinders en weduwees om te sien in hulle ellende en jouself onbesmet van die wêreld te hou. Jakobus het 'n vertrekpunt gehad en hy het eerstens gesê dat ons daders van die woord moet wees. Hy het maar eintlik die bekeringselemente beskryf in hoofstuk 1. Hy het gesê, hoe kom 'n ou tot geloof? Jy kom tot geloof deur om die woord te hoor. As jy die woord hoor, dan neem jy die woord aan. As jy die woord aanneem, word jy geroep om te reageer. Ons moenie net hoor nie, maar ons moet luister en dit wat ons luister, moet ons op reageer. So Jakobus is besig met die woord van God. Hy praat oor die Bybel. Hy praat oor die verkondiging van die Bybel en ons reaksie daarop. Ons het gesê, soos ons Sondag gesê het en verlede week Dinsdag ook gesê het, dat 'n gelowige se wedloop eindig nie die oomblik as hy tot bekering kom nie. Jou wedloop begin die oomblik as jy tot bekering kom. Jou wedloop van die vlees of van die wêreld het miskien geëindig. Daar's nog steeds 'n stryd teen hom, maar daai wedloop het geëindig. Daai pad het klaar gemaak. Jy het nou 'n nuwe pad want jy het 'n nuwe lewe. En hy roep ons nou op en hy verduidelik vir ons dat eerstens ons moet doen. Ons moet die woord doen. As ons nie gaan doen nie, bedrieg ons onsself. Ons mors ons tyd. Wat help dat jy sit in 'n erediens, jy sit in 'n Bybelstudie en die woord word gepreek en gepreek en gepreek en jy gaan huis toe en jy het net geen reaksie daarop nie. Hy sê so goed jy kyk so vir jouself in 'n spieël, jy tel al jou plooie, al jou sproete en jy stap weg en dit het jou net niks gebaat nie want jy het dit alles vergeet. Nou, Jakobus beweeg nou weg van hierdie beeld waar jy in die spieël kyk en nou beklemtoon hy sekere dade wat jou geloof voortbring. Dis wat hy doen, hy beklemtoon sekere dade wat jou geloof voortbring. Want ons het gesê die kern van Jakobus is juis om te sê dat jou geloof moet oorspoel na dade. As jy regtig glo die koffie is warm, is die voorbeeld wat ek gebruik het verlede week, dan gaan jy die koffie drink asof dit warm is. Jou dade gaan bevestig wat jy glo van die koffie. As jy glo, as ek vir jou sê die koffie is warm en jy glo dis koud en jy sluk dit af en jy brand jouself, dan sê ek vir jou, die probleem was nie met die koffie nie, die probleem was met jou geloof. Jy het geglo dit was koud, maar ek het vir jou gesê dis warm. As jy nie wil luister nie, moet jy maar voel, nee, sê ons vir ons kinders. So ek wil net eerstens uitwys, hy verwys na iets spesifieks in vers 26, as iemand dink dat hy godsdienstig is. Nou ek wil net daai godsdienstig bespreek voor ek vers 26 vat. Die woordjie godsdienstig wat hy daar gebruik, wat se vertaling is daar 'n ander vertaling wat iemand sê, wat sê die 33, die direk? Godsdienstig. Godsdienstig, threskos praat die Grieks van. Dit verwys na godsdienstige take. Verwys na kerk gaan, dit verwys na gebed, dit verwys na die gebruik van nagmaal, dit verwys na Bybelstudie. Godsdienstig verwys na al die goeders wat jy doen in jou geloof. So hy sê, as iemand dink hy doen goeders in sy geloof, as iemand dink hy doen goeders in sy geloof, maar hy beheer nie sy mond nie, mislei hy homself. So godsdienstig, wil ek vir jou sê, is nie 'n element wat ons eintlik red nie. Ons kan nie sê, ons is gered omdat ek in die kerk sit nie, ek is nie gered omdat ek Bybel lees nie, ek is nie eens gered omdat ek bid nie. Ek is ook nie gered omdat ek iemand lief het nie. Ek bedoel, die moslems bid, né? Ja, so 'n gebed is nie 'n vorm van redding nie. Daar is ander ateïste wat ander mense liefhet en wat vir weeskinders en weduwees gee. Ja, hy probeer net vir jou wys dat godsdienstige pligte eerstens is nie die middel wat jou red nie,
Dis nie die middel wat jou red nie, maar dit is wel 'n meetstaaf. Ekskuus, dit is 'n meetstaaf. Godsdienstige pligte is 'n manier hoe jy jouself kan meet. Okay, so kom ek verduidelik dit so. As jy regtig erg glo in die Here Jesus Christus, gaan jou gebed, jou Bybel lees en jou kerkbywoning daarvan getuig. Dit gaan daarvan getuig. Omdat ek regtig erg glo in die Here Jesus Christus, gaan ek by sy bruid wil uitkom, sy kerk. Nee. Omdat ek regtig erg glo in die Here Jesus Christus, wil ek Bybel lees, wil ek dit nie altyd goed reg kry nie, maar wil ek Bybel lees, want ek wil hoor wat hy vir my sê. Omdat ek regtig erg glo in die Here Jesus Christus, wil ek bid, want ek wil met hom praat. Omdat ek regtig erg glo in die Here Jesus Christus, wil ek nagmaal gebruik, wil ek vas, wil ek lief wees vir ander mense. So jou godsdienstige pligte red jou nie, maar dit is 'n bewys van jou geloof. So hy sê, as jy glo dat jy godsdienstig is, en dit is nou ons vertrekpunt vir vers 26, as jy glo jy is godsdienstig, dan gaan dit op 3 maniere na vore kom. Hy noem 3 maniere. Vers 26 en 27 gee vir jou 3 maniere. Jou godsdienstigheid gaan bevestig word deur 3 maniere. Die eerste manier is spraak. So as jy glo jy is godsdienstig en jy kan jou tong beheer, kan jy wel godsdienstig wees. Die tweede manier is barmhartigheid. As jy glo jy is godsdienstig en jy kan omsien na weduwees en weeskinders, dan kan jy wel godsdienstig wees. En dan die derde manier is heiligheid. As jy glo jy is godsdienstig en jy lewe soos Jesus, dan kan jy wel godsdienstig wees. So hy noem 3 dade. Dis nie die enigste 3 nie, maar hy noem 3 dade wat godsdienstigheid kan bevestig en redding kan bevestig. So kom ons bespreek gou hierdie 3 en dalk verstaan jy dit as ek hulle bespreek. Vers 26 en 70 noem 3 areas waar hierdie godsdienstige pligte beoefen kan word. Nou ek wil hê, dit is nie net instruksies nie, ons moet dit doen, dit is 'n instruksie, maar dit is nie net instruksies nie, dit is ook iets waarin ons self kan meet. Okay, so jy gaan jouself meet vanaand, en jy gaan nie wegstap en sê, "Sjoe, ek wil dit doen," want dalk het jy dit net nie geweet nie. Kom ons praat oor spraak. Die eerste area is spraak. Jakobus sê, as jy dink, jy stel God tevrede deur jou uiterlike dade, maar jy kan nie beheer wat uit jou mond uitkom nie, bedrieg jy jouself. Dis die tweede keer in dieselfde perikoop wanneer hy sê, bedrieg jy jouself. Die eerste keer wanneer hy gesê het, is dit gesê, as jy die woord van God hoor, en jy reageer nie op nie, bedrieg jy jouself. As jy sê, jy glo in God, maar jy beheer nie jou tong nie, bedrieg jy jouself. Bedrieg jy jouself. Nou, ons almal sê goed wat ons nie wil sê nie. En ons almal sê baie keer, ag, ek het te veel gepraat. Ons almal soos, my skoonpa sê, hy sê, jy sing soos 'n kanarie. Nee, ek nie. Hy sê, hy sing soos 'n kanarie. Nee. Ek het 'n storie, maar ek gaan dit nie nou vertel nie. Ek sal julle vertel na die tyd. Maar jy moet 'n vorm, ek weet daar's kere wanneer ons nie ons tong kan beheer nie. Maar eintlik wat hy hiervan praat is, hy sê, presies soos Jesus vir ons sê in Lukas 6:45, waarvan jou hart van vol is, loop jou mond van oor. As jy praat soos die wêreld, woorde gebruik van die wêreld, jy klink soos die wêreld, jy klink vol perversiteit, gierigheid en oneerlikheid, maar jy sê jy's 'n Christen, sê, dis waar dit oor gaan. Want een of ander tyd, jy kan net vir so lank, is net so lank, as die leraar van 'n gemeente, as pastoor kom huisbesoek doen, net vir 'n uur lank, dis hoekom ek nie huisbesoek doen nie, nee. Grap. Net vir so lank kan jy daai goeie front voorsit, nee. En as hy weg is, kan jy die vloek daar, maar ergens kom jy agter dat, as jy met iemand begin praat, en jy spandeer genoeg tyd, dan kom hy slegte woorde deur, dan kom hy slegte sinne, en kom hy slegte motiewe uit. Want jy kan jouself net so breek, want ouens dink nie altyd voor hulle sê nie. Dink nie. En dit is so interessant, want dit is hoekom Jakobus in hoofstuk, die volgende hoofstuk, in 2 hoofstukke hierna, in hoofstuk 3 vers 8, hoor wat sê hy? Geen mens kan die tong tem nie. Geen mens kan die tong tem. Jy kan nie. Jy kan nie. So, Jakobus sê nie hierso dat jy jou tong moet tem nie. Hy sê net vir jou tong gaan vir jou wys waar jou geloof lê. Dis wat hy sê in vers 26. Jou tong gaan vir jou wys waar jou geloof lê. As jy 'n los tong het,
is jou geloof nie op die regte plek nie. As jou mond vol geld, selfsug, selfgesentreerdheid, gierigheid, perversiteit, as dit vol sonde is die kans 100% dat jou hart vol sonde is. Want waar kom hy goed vandaan? Is dit die tong wat self besluit wat hy wil uiter? Of is dit die hart waarvan hy vol is? So hy sê, jy kan nie sê jy glo in God, maar jou tong het net die beheer nie. Jy kan nie sê jy glo in God, maar jy praat nie God se woorde nie. Dis wat hy sê. Het jy geweet, die gemiddelde persoon praat 18.000 woorde 'n dag. Dis die gemiddelde ou. Ek weet dis baie meer, veral vrouens, is baie meer wat is baie meer mense wat meer as dit praat. Maar 18.000 woorde 'n dag. Dit werk uit dat jy elke dag 'n boekie vir jouself kan maak met jou woorde van omtrent so 50 tot 60 bladsye. Elke dag kan jy vir jouself 'n boekie van 50 tot 60 bladsye. Nou net vir interessantheidsonthaalwe, as jy 18.000 'n dag praat en jy praat elke dag en aan die einde van die jaar moet jy jou woorde tel, gaan jy 66 boeke hê van 800 bladsye elk. Jy gaan vir jouself 'n kommentaar skryf met jou woorde. Dit beteken, jy spandeer 1/5 van jou hele lewe om te praat. Dis die gemiddelde ou nou. Ek weet daar's ouens wat minder praat, maar daar's ouens wat meer praat, so hulle balanseer mekaar maar seker uit. Dit is baie. Erns in daai 66 boeke van 800 bladsye elk, gaan ons die waarheid kry. Dis wat hy sê. Want net vir so lank gaan jy die leuen kan hou met jou tong. Jou tong kan jy nie beheer nie. Jou tong kan jy nie beheer nie. Maar God kan hom beheer. Dis die konsep. As God die hart verander, verander hy die tong. En dis hoekom Jakobus sê in 3:8, geen mens kan die tong beheer nie. Ons kan nie. Die hart moet verander. Ek sê vir julle gereeld, hè, mense probeer altyd die vrugte van hulle geloof verander. Dis nie die vrugte wat vrot is nie. Die vrugte is vrot, maar dis nie die vrugte wat ons moet verander nie. Dis die wortel wat ons moet verander. Dis nie die tong wat moet verander nie, dis die hart wat moet verander. Ons probeer beter praat, ons probeer, dis reg, probeer, poog, maar laat toe dat die Here eers jou hart verander. Want weet jy wat gebeur nie? Die ou wat die uiterlike vrugte probeer verander en sê, weet jy, ek het 'n preek gehoor, pastoor het gepraat oor vloek en ek wil net nie meer vloek nie, ek wil 'n beter ou wees. En dan gaan hy myn toe en hy klim op die bussie en daar vertel hy weer 'n grap en dit is 'n vuil grap en dit is net vuil goed wat uit sy mond uitkom. En hy sê, ag, ek wil nou nie gepraat hê daaroor nie, maar wat ook al. Teenoor die ander ou, hierdie ou het nou probeer die vrug hanteer. Die ander ou sê, Here, my hart is vrot, ek hoor daar kom net vuil goed uit my mond uit. Verander my hart. En dan sê hy, ek gaan nie probeer om slegte woorde te sê nie. Jy gaan vir jouself sê, ek wil nie meer slegte goed sê nie. Die begeerte verander. Die hartsbegeerte verander. Ek wil nie meer nie, teenoor ek gaan nie meer nie. Ek gaan nie meer nie, kom met jou eie krag. Ek wil nie meer nie, kom met die krag van die Here, want die Here moet jou hart verander. Maar dit beteken nie dat jy dit noodwendig altyd reg kry, want baie keer het jy 'n slegte gewoonte, veral as 'n ou gewoneke sin sê, nee, ek weet die Amerikaners gebruik ons altyd daai ou maar daai ene, nee, hulle gebruik hom en hulle gebruik dit as deel van hulle kultuur. Hulle gebruik dit as deel van hulle kultuur en hulle is so ingeoefen. En ons weet ook die Afrika volk misbruik die Here Jesus se naam, nee, hulle sê hom net op 'n slegte manier. Hulle sê hom en so gebruik hulle omdat hulle ingeoefen is. En nou moet jy moet hulle vertel eerstens dat dit verkeerd is. En dan moet 'n begeerte in hulle hart wees as hulle gelowig is dat die Here Jesus dit verander dat hulle nie meer wil nie. Maar nou en dan gaan daai neurologiese pad wat gevorm het weer na vore kom en dan sê, jammer Here, ek het misluk. Vergewe my. Gaan weer probeer. Die begeerte dryf jou om beter te wil wees in plaas van jou eie dade. Dis wat Jakobus sê. Dis wat hy sê. As jy beweer jy is godsdienstig. Hy sê maar jy beheer nie jou tong nie. Hy sê broer, jou hart is op 'n slegte plek. As die tong deur God beheer is, as die tong nie deur God beheer is nie, is hy deur jou vlees beheer. As God die tong beheer, sal jy woorde vol van sy woord wees, het ek gesê. Jesus praat mooi oor. Hy sê nog ons in Matteus 12 vers 34 en 37. Hoor wat sê Jesus? Ekskuus. Hy noem nou hy praat met die Fariseërs. Hy sê vir hulle
Dis eintlik so interessant hoe hy die naam kies. Hy noem hulle addergeslag. Adder is 'n slang. Die slang met die tong, nê. Snaaks gesplete tong. Hy sê addergeslag. Hoe kan julle iets goed sê as julle sleg is? Want waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Vers 37. Want op grond van jou woorde sal jy geregverdig word en op grond van jou woorde sal jy veroordeel word. Matteus, wat het hy gesê? 12, ek wil sê 21. 12, 34 en 37. Hy wys hulle harte uit. Hy sê julle spreek hierdie goeders want julle harte lê op verkeerde plek. Daarom word jy geoordeel deur elke woord wat uit jou mond uitkom. Godsdiens wat nie die hart verander, gaan ook nie die tong verander nie. Godsdiens wat nie die hart verander nie, en wat die hart wat nie die tong verander nie, is nuttelose godsdiens. Dis hoekom hy sê dit is te vergeefs. Want jy probeer uit jou eie krag uit, jy sit in die kerk elke Sondag, jy lees jou Bybel en jy bid, maar as jy weer gaan en jy praat soos die res van die wêreld, beteken dit jou hart is net op 'n slegte plek. Want daai woorde vind ergens oorsprong. En dis in die hart. Dis in die hart. En hy praat van dit, soos ek net sê, aanhalingstekens, hy praat van gelowige ouens, né? Hy praat van ouens wat sê hulle is Christene. Dis hulle. Goed, so dis die eerste manier hoe jy die daad bewys is deur die tong. Die tweede een is deur barmhartigheid. Barmhartigheid. Dit is suiwer en onbesmete godsdiens, daar is weer daai godsdienstige godsdiens voor ons God en Vader, om na weeskinders en weduwees te kyk. Nou, hy praat spesifiek oor weeskinders en weduwees, maar die hele konsep gaan maar eintlik oor barmhartigheid. Liefde vir jou naaste. En hoor mooi wat sê hy, praat van weeskinders en weduwees in hulle ellende, of in hulle nood. Dit beteken nie dat ons nie na weduwees of weeskinders moet kyk as hulle nie ellende het nie, of as daar 'n behoefte is, dit gaan nie daaroor nie. Die konsep wat Jakobus uitbeeld, is om te sê, wanneer jy gelowig word en Jesus bewerkstellig iets in jou hart, ontwikkel jy 'n liefde vir sy mense. 'n Liefde. Nou die rede hoekom hy, en dit is my so goed, die rede hoekom hy weeskinders en weduwees gebruik, is want die Here Jesus het nog altyd, of die Vader, die Seun ook, die Vader het nog altyd 'n spesiale plek vir weduwees en vir weeskinders en vir gebrokenes. Altyd. Hoor wat sê hy? Hy noem homself dit, Psalm 68 vers 6. Hy noem hom 'n vader vir die vaderloses, 'n regter vir die weduwees. Is God in sy heilige woonplek. Is dit nie mooi nie? Ek dink dit bring soveel troos. 'n Vader vir die vaderloses en 'n regter vir die weduwees. God sien die behoefte raak. En hy sê die oomblik wanneer jy beweer dat jy godsdienstig is, kry jy dieselfde begeerte as wat God se begeerte is. Jy kry liefde vir weduwees, weeskinders, 'n liefde vir jou broers, meer spesifiek jou broers. Ek weet ons moet ons vyand ook lief hê, verseker. Maar jy kry 'n liefde vir Gods mense, vir medebroers. Jakobus praat weer 'n bietjie later daaroor, hy deel daai idee. So met ander woorde, as jy sê is godsdienstig, moet jou daad van liefde dit bevestig. In Jakobus 2 vers 15 tot 17, net die volgende hoofstuk, ons gaan dit later bespreek, ek wil net vir jou uitwys. As 'n broer of suster sonder klere en daaglikse kos is, en een van julle sê vir hulle, gaan in vrede, word warm, word versadig, maar julle gee nie vir hulle wat die liggaam nodig het nie, wat help dit? So is geloof alleen, as dit nie op dade uitloop nie, dood. Hy probeer vir jou wys, as jy regtig glo die koffie is warm, gaan jy hom drink asof hy warm is. As jy regtig glo in die Here Jesus, gaan sy begeertes jou begeertes word. Jou begeertes. Dit is eintlik wat Jesus gesê het, nee, Johannes 13:35 vir sy disippels. Nee, hoe gaan die wêreld weet dat julle my disippels is? As julle mekaar liefhet. Mekaar liefhet. Dit gaan oor 'n liefde vir die broer. Ja, ek wil net vir jou sê, ek weet daar is sekere kere wanneer die woord sê ons sekere mense vermy. Ek het dit nog eens gelees, Timoteus praat daarvan, mense wat dwaal leer, mense wat 'n ander evangelie verkondig, veral hulle, mense wat op intentioneel sondig, daai stukkie suurdeeg moet jy verwyder,
jy moet jouself onbesmet hou, jy moet jouself heilig hou, nê. Maar dit beteken nie jy moet dit in haat doen nie. Dit beteken nie in haat nie. En jy moet inteendeel ook liefde hê vir die ou wat jou vervolg. Vergewe hulle Vader, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Liefde is nie naïef nie. Liefde is nie naïef en sê, ja, is reg, doe maar met my wat jy wil. So goed soos 'n vrou wat getroud is met 'n man, en die man hou aan haar slaan en vernietig haar. Jy weet, die Bybel praat nie daaroor nie, dis 'n ding waaroor hy stil is, maar Christelike etiek sê vir jou, die vrou moet in 'n veilige plek kom. Maar ek is lief vir hom, ek verstaan dit, ons verstaan dit, maar liefde is nie naïef nie, dit beteken nie noodwendig dat jy daar hoef te bly nie. En dis dieselfde met mense wat baie keer honger is, of wat kos soek, of wat arm is. En hulle sit hier in die kerk, en hulle sê, ons sit hier so wat ons so kos, maar die skrif is uitdruklik, hy sê, jy wil nie werk nie, eet nie. Hier is vir jou geleentheid, ons het 'n seun gehad, sê, hier is vir jou geleentheid, seun, kom werk. Nee, maar geef my kos. Nee, ek wil nie werk nie. Ek sê, nee broer. Die skrif sê, wys hom weg. Maar dit beteken nie, ek haat jou, weg is jy nie. Nee, ek wil net vir jou sê, sekere dade beteken, ons moet standpunt inneem. Maar om standpunt in te neem beteken nie dat jy ontneem word van liefde nie. Ons dink enige iets wat dalk streng is of reguit is, getuig nie van liefde nie. Nee, dit getuig baie keer van liefde. Selfs as ek 'n broer sien wat dalk struikel, en ek gaan hom toe en ek sê vir hom, "Jou broer, ek het gesien jy hang daar uit by daai plek." Daai is nie 'n goeie plek nie. Liefde sê dit eintlik. En liefde sê ook, hoorie my buurman, ek en jy stap nou al 'n lang pad. Ons het 'n goeie verhouding gebou. Ek sien jou nooit kerk toe kom nie. Jy praat nooit oor die Here nie. Ek hoor jy praat slegte taal. Glo jy in die Here? Ja. As jy nee broer, jy glo in die Here. As jy in die Here geglo het, sê jou gedrag iets anders te gesê. Is jy nie bang vir die hel nie? Gaan jy dit sê omdat jy liefde wil betoon? Natuurlik, as jy omgee oor sy siel, wil jy hom red. Maar mense het ergens gedink dat liefde is net 'n glimlag en ek weet nie, stilte. Liefde praat. Dis hoekom die Here ook vir ons sê, hy tug die wie hy lief het. Ek wil hê God moet my tug, want ek wil in lyn kom. Dis nie lekker nie. Hoeveel van julle ouers het gesê, nadat julle boude warm geslaan het, papa doen dit want papa is lief vir jou. So, hoekom maak jy my so seer? Maar dis 'n konsep, daar's 'n waarheid daarin. Ek probeer net vir jou uitwys. Moenie dink liefde is om naïef te wees nie. Ek sê net vir jou, ons word geroep om mense lief te hê. Maar dit begin hier in ons binnekring. Dit begin hier met die ou of die vrou langs jou. Dit begin hier in hierdie gemeente. Dit begin hierso. Regtig, dit begin. Ja, ons het foute. Maar ons kan daaraan werk. Ons almal het dit. Ons begin eers by onsself, ons haal eers die balke uit, en dan as ons sien ons broer struikel, kan ons uit liefde uit na hom toe gaan. Janie, jy het nou al mooi gesê. Wat het jy gesê met vermaning? Dit is, as jy iemand vermaan, het is 'n vriendelike versoek om die regte ding te doen. Ja, vriendelike versoek. Dit is nie 'n streng bekleierery nie. Jy het iets anders gesê, ek kan nie onthou wat dit was nie. Maar ons sal hom kry. So hy skets die idee dat jy liefde het, en as jy liefde het vir iemand, as jy regte liefde het vir iemand, gaan dit getuig van jou godsdienstigheid. Maar jy kan nie sê jy glo in die Here, maar hier sit 'n weduwee in 'n krisis en jy los aan net en sê ek bid vir jou. As 'n weduwee se gloeilamp vervang moet word en sy weet nie hoe om 'n gloeilamp te vervang nie, sê ek bid vir jou, ek hoop die Here stuur iemand oor jou pad. Of ek hoop is load shedding, laat jy nie hom hoef te gebruik nie. Nee, dit moet jou dryf tot dade. En ek weet, ek sê ook laas, ek sê, dit maak nie saak, dit hoef nie alles gebind te word aan geestelike elemente nie. Partykeer is dit praktiese goed. Help my om dit te doen, om te verhuis, om te trek, of wat ook al. Gesels, dis hoekom die mansie is, dis hoekom die gemeente hier is. En dieselfde met weeskinders, partykeer is daar net 'n behoefte wat die liggaam moet vervul. En dis hoekom hulle hier is. Ek wil vir jou net uitwys dat as jy gaan na Timoteus toe, in 1 Timoteus 5, dit is so ironies, ek het dit nog eens vanoggend gelees. Nee, stilte tyd, hoor nie ironies hier toevallig. Ons kan nie sê nie. Gee hy 'n goeie gedetailleerde voorskrif
van hoe 'n weduwee ook veronderstel is om op te tree. So is nie net kyk na 'n weduwee en jy moet aankom en sê, "O, my kind, ek sê weduwee, jy moet alles vir my doen nie." Die Bybel is duidelik, hy gee duidelike instruksies. Die hele hoofstuk 5, hy sê vir jou sê, in vers 5, maar sy wat werklike weduwee is en alleen agtergelaat is, vestig haar hoop steeds op God en sy bly bedags en snags smeek en bid, maar die weduwee wat uitspattig leef, is lewend dood, sê hy. So daar's 'n vereiste vir 'n weduwee, 'n goddelike een. En hy sê selfs, die kinders en die kleinkinders is veronderstel om na die weduwee te kyk. As die kinders en die kleinkinders nie kyk nie, sê hy, hulle is erger as ongelowiges. So as jy weduwee is, jy gun jou kind of jou kleinkind 'n eer, 'n goddelike verantwoordelikheid as hulle na jou kyk. Moenie vir hulle sê, ja, jy moet my klop geld gee nie. Nee, dis 'n Christelike plig. Dis 'n Christelike voorreg ook. Maar die weduwee, jy het ook 'n vereiste. Eerstens, dink ek nie, jy moet inmeng in jou skoonseun se sake nie. Jy kan na 1 Timoteus 5 gaan lees, hulle praat oor die voorskrifte daaroor. Ek gaan nie daarin gaan, ek wil net vir jou wys. Weeskinders dieselfde. Dis dieselfde. En ek wil 'n bietjie net so vinnig vir jou sê dat 'n groot krisis binne ons samelewing, baie kulture is afwesige pa en selfs afwesige ma. Afwesige pa, afwesige ouers, albei. En hier moet 'n kind groot word en hulle het net geen rolmodel in hulle lewe nie. Geen rolmodel. Niemand leer hulle van die woord nie, niemand leer hulle van God nie. Want 'n kind leer deur waarnemingsleer. Dit wat hy of sy sien, is dit wat hy of sy word. Nou is daar nie 'n voorbeeld nie. En nou skielik kom daar 'n slegte voorbeeld en dan word hy of sy dit. Maar die Here het 'n plek vir daai mense, 'n besonderse plek. En ek dank hom dat hy hulle nie net los aan hulle eie genade nie. Afwesige ouerskap is 'n groot probleem. Die beste ding wat jy kan doen is om betrokke te wees in jou kind se lewe, deur woord en deur daad. Woord en deur daad. Wat jy sê en wat jy doen. Hy sing dit dalk nie nou nie, veral in sy tienerfase. Ek het dit nie gesien. Wow. Hy sing dit dalk nie nou in sy tienerfase nie, maar glo my, as jy goeie inspraak lewer deur jou voorbeeld, jy trap daai voetspore. Selfs met die dag as jy tot sterwe sou kom. Hy sal terugdink aan daai. En hy sal goed te sê, soos my pa het altyd gesê. Of my ma het altyd vir my vertel. En dis voetspore wat getrap word. Maar as dit goeie voetspore. Die Here het 'n plek vir hulle. Ons het 'n verantwoordelikheid vir hulle. Hier was 'n seun hierso wat ons gedoop het. En toe vat hy die mikrofoon en toe sê hy, sy ma of sy pa is nie hierso nie, maar hy het besluit om die Here te volg. En toe gaan die hele gemeente, wie het uitgereik na hom toe? Ek wil graag die gemeente vra. Wie het uitgereik na hom toe? Dit moet ons dryf tot dade. Die eerste ding waar ons moet begin is, ons begin by onsself. Begin by jouself. Ek het uitgereik na hom toe, ek wil net vir jou sê, nie om myself te hef nie, maar dat hy nie verlore moet gaan nie. En dis 'n geleentheid vir ons om te saai, want daai kind sê dit, daai tiener sê dit, want hy lewe met 'n identiteitkrisis, hy soek iemand. Hy het sy lewe vir Christus gegee en hy weet dit nie wat's volgende nie. My ma of my pa is nie hier nie, my pa het tot sterwe gekom, my ma is nie hier nie. Hier's ek, julle, dis eintlik wat hy sê, met 'n hulpkreet. As ons sê ons glo in die Here Jesus, moet ons gedrewe word tot dade. Ons moet gedrewe word. En ek sê altyd, moenie altyd net die minimum soek nie. Doen eerder te veel. Doen eerder te veel. As daar 'n tiener is, selfs hy het 'n ma en 'n pa. Jy weet, doen dit net volgens die wet, maar nooi die kind vir koffie, of gesels met hom, of lewer inspraak, of doen iets, of weeskind, nie weeskind, betoon barmhartigheid. Dis wat Jakobus sê. Barmhartigheid is 'n kernelement van geloof. Barmhartigheid. Die samelewing het begin fokus op hulle self en hulle het sig verloor van hulle naaste. Hoe mooi sê Jesus Matteus 25 vers 35. Ek was honger en julle het vir my iets te ete gegee. Ek was dors en julle het vir my iets te drinke gegee. Ek was 'n vreemdeling en julle het my as 'n gas verwelkom. Ek was nakend en julle het my geklee. Ek was siek en julle het my versorg. Ek was in die tronk en julle het my besoek. Dan sal die regverdiges om antwoord, Here, wanneer het ons u honger gesien en gevoed en dors en iets te drinke gegee? En wanneer het ons u as 'n vreemdeling gesien en as 'n gas verwelkom of nakend en u geklee? En wanneer het ons u siek of in die tronk gesien en u besoek? Maar die koning sal vir hulle sê, amen, ek sê vir julle, wat julle ook al vir een van hierdie geringste broers van my gedoen het, het julle vir my gedoen.
Ek wil net vir jou sê, dit begin by jou broers. Dit begin hier. Dit begin hier. Jy weet miskien hoe dit voel as 2 van jou kinders beklei. Jy sê, ag kom nou julle 2, kan julle nie net oor die weg kom nie. En vanuit 'n herdersperspektief wil ek dit met julle deel. Vir my is dit 'n stryd om eenheid altyd in die kerk te kry. Eenheid. Want ons altyd iemand wat iets het, en ek wil nooit 'n klik hê nie. Ek wil net hê, maak nie saak wat hierdie ou se salaris is nie, maak nie saak hoe hierdie vrou haar hare blou hyf nie, kan julle nie net lief wees vir mekaar. Lief wees vir mekaar. So ek verstaan ons is divers en ek verstaan ons het verskille en ek verstaan ons almal kom uit 'n spesifieke agtergrond en ons almal dra bagasie. En baie keer is die bagasie die eerste goed wat ons raak sien. Maar probeer bietjie die hart raak sien van hierdie broer. En gee vir hom die liefde van Christus. Nou, dit is gewoonlik waar ons sê, maar dit is moeilik. En dit is gewoonlik waar ek myself herinner. Ek dink baie keer maak ek dit moeilik. Dis in aanhalingstekens. Ek dink baie keer maak ek dit moeilik vir die Here om my lief te hê. As ek sy liefde moes verdien voordat hy vir my liefde gegee het, sou ek dit nooit gekry het nie. Moenie iemand liefde gee omdat hy dit verdien nie. Niemand verdien dit nie. Jy gee hom liefde omdat die Here jou liefde gegee het. 1 Johannes 4, 7-12. As jy nie oorreed is nie, laat hierdie skrifvers jou oorreed. 1 Johannes hoofstuk 4 vers 7-12. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê. Hy praat met die kerk, hy praat met die broers, hy praat met die susters. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê. Want die liefde is uit God en elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Wie nie lief het nie, het God nie leer ken nie, want God is liefde. Liefde. Die derde en die laaste en dan is ek klaar. Die laaste reaksie wat die woord van God in ons voortbring, om te sê ons is godsdienstig, maar dit word bevestig deur ons dade. Hoor wat sê vers 27, dit is suiwer en onbesmete godsdienst voor ons God en Vader, om na weeskinders en weduwees om te sien in hulle ellende, en jouself onbesmet van die wêreld hou. Jy kan nie sê jy is 'n Christen, as jy lyk soos die wêreld, klink soos die wêreld, praat soos die wêreld nie. Jy kan nie sê jy is 'n Christen, as jy besmet is deur die wêreld nie. Jy kan nie een voet in die wêreld staan, en een voet in Christendom staan nie. Jy kan nie lou wees nie. So hy sê, as jy sê jy is godsdienstig, maar jy is besmet in die wêreld, bedrieg jy jouself. Ek weet daar is sekere goedjies, ons is nie perfek nie, dit wil ek sommer net dadelik vir jou sê. Jakobus, Petrus en Paulus, hulle almal erken dat hulle nie perfek is nie, nê. Onthou julle wat Paulus gesê het, Romeine 7 vers 18, hoor wat sê hy, ek weet immers dat die goeie nie in my is nie, dit wil sê, nie in my sondige aard nie, die wil bestaan wel by my, hy wil, die begeerte, maar die doen van die goeie bestaan nie. Die goeie wat ek wil doen, doen ek nie. Maar die kwaad wat ek nie wil doen nie, doen ek. Hierdie is nie van perfektheid nie. Hierdie praat van 'n begeerte om te lyk soos Jesus. Begeer, omdat dit gaan oor die hart. As jy die woord van God lees, dan wil jy die woord van God vat, en jy wil hê, hierdie woord moet my hart verander, sodat ek meer klink, meer praat, en meer lyk soos Jesus. Dis wat hy sê. Jy wil nie meer klink en praat en lyk soos die wêreld nie. Inteendeel, jy wil die verhoudings van die wêreld wil jy afknip. Wat jy moet doen. Wat jy moet doen. Een stukkie suurdeeg beïnvloed die hele deeg, maak die hele deeg seer. Jy wil meer soos Jesus lyk en jy is bereid om opofferings te maak om soos hom te lyk. Dis wat hy sê, om onbesmet van die wêreld te wees. Nie perfektheid nie. John MacArthur sê dit mooi, hy sê, it's not about perfection, but direction. Stap jy meer na Jesus toe, of stap jy meer na die wêreld toe? Moenie verwag om perfek te stap nie. Nie een van ons stap perfek nie. Ons weet dit, nê. Romeine 3 ook sê, almal val kort van die glorie van God, want ons almal het gesondig, ons almal het oortree. Nee, dit gaan oor rigting, en nie perfektheid nie. Laat ek afsluit met hierdie laaste paragraafie van my. Bybelse godsdienstigheid gaan oor heilige gehoorsaamheid teenoor God se woord, met 'n begeerte om dit wat jy lees meer te wil gaan uitleef.
Godsdienstigheid is meer as iets net ekstern. Dit help nie, jy sit in 'n kerk en jy bid en jy lees Bybel, as jou woorde en jou dade en jou hart nie eintlik by God lê nie. Jy kan nie sê jy's 'n gelowige net omdat jy daai goeters doen nie. Die kerk kan jou nie red nie, net soos jou eie tong jou nie kan red nie. Hy sê, as jou hartsbegeerte verander, sal die eksterne goed verander. As die eksterne goed nog nie verander het in jou lewe nie, kyk bietjie na jou hart. Ondersoek bietjie jou hart. En bid tot die Here, soos ons sê in Esegiel. Verander hierdie hart van klip, o Heer, na 'n hart van vlees. Sit u gees in my. Maak my nuut. Verander my begeertes. Laat ek praat soos u wil hê. Ek kan nie my tong beheer nie, maar u kan. Ek kan nie die weduwees en die weeskinders lief hê nie, maar u kan deur u gees in my. Ek kan nie onbesmet van die wêreld bly nie, maar u kan my begeertes verander. U kan dit. En dis hoekom Galasiërs 5 vers 6 so mooi sê. Hy sê dat dit geloof is wat deur liefde werk. Geloof werk deur liefde. As jy 'n liefde het vir die Here, gaan jou geloof deur daai liefde werk. So Jakobus sê, iemand wie se godsdiens eg is, sal geestelike waarhede uitoefen. Enige vrae? Hemelse Here Vader, 'n voorreg om te kan sien dat U ons oproep tot aksie. Ons geloof moet nie dood wees nie. En so goed as ons plant dooie saad in die grond, en dan verwag ons eendag moet ons 'n groot oes kry. Here, ek wil vra dat ons wat hierna wat geluister het, nie net gehoor het nie, maar geluister het, dat ons sal hierop reageer en sê, die saad wat U vir ons gee, lewende saad, dat ons dit sal gaan plant, Vader, om 'n oes in te bring. Dat ons hier begin by hierdie gemeente, hierdie kerk. Ons wil nie kerk speel nie, ons wil kerk wees. Ons wil daders wees. Ons wil ons geloof uitlewe. Selfs al kos dit ons ietsie. Roep ons op tot aksie. Laat die Gees dit so sterk in ons harte indruk. Laat hy die woord by ons resoneer. Dat ons môre met dit sal wakker word. Dat hy die woord, Vader, ons sal aankla en deurdring tot been en murg. En dat ons sal sê, dit wil ons doen, ons wil dit doen, ons wil dit doen. Nie net vir hierdie groep nie, maar ook vir hierdie gemeente. Ons bid vir leierskap, ons bid vir eenheid, ons bid vir liefde en barmhartigheid onder broer en suster. Ons bid dat ons sal bou op die fondasie van die apostels en die hoeksteen van Jesus Christus. Ons bid vir Vader vir wysheid, ons bid vir liefde vir mekaar, en ons bid dat ons onbesmet sal bly van hierdie wêreld. Ons wil nie kyk hoe naby aan sonde ons kan kom nie, nee, ons wil dit vermy. Ons wil dit afsny. Ons wil dit uitpluk, soos U sê. Ons wil heilig lewe, want U is heilig. Dat die woord dan op ons ore lê en die wie ore het, laat hulle luister. In Jesus naam. Amen.